Het jy al ooit iemand se geloof so gesien, so beleef, dat dit jou ongemaklik gemaak het? Nie omdat hulle aanstootlik of weird was nie, maar omdat hulle eg was. 'n Wyse filosoof het een keer gesê, egtheid hou 'n spieël voor alles wat vals is. Dit is presies wat Stefanus se lewe gedoen het. Hy het nie moeilikheid gesoek nie. Hy het net geleef soos iemand wat werklik glo. Hy het sy gawes gebruik, gedien en getuig, en dit was genoeg om vyande te maak. 'n Geloof wat sigbaar is, trek gewoonlik aandag, en aandag trek soms teenkanting, selfs vyandskap. In hulle weerstand teen Stefanus kon selfs die geleerde Joodse raadslede nie sy argumente weerlê nie. En wat doen hulle toe? Hulle wend hulle tot leuns en verdagmakery. Handelinge 6, vers 10 tot 14. Dit is 'n patroon so oud soos die evangelie self, dalk so oud soos die aarde. Vandag se indringendste vraag is, of my en jou geloof sigbaar genoeg is om aandag te trek. Stefanus noem Jesus die seun van die mens, soos wat Jesus homself dikwels genoem het. Met hierdie naam word Jesus aangedui as die magtige verlosser van die eindtye. Die Jode maak soos die profesie sê, hulle druk hulle ore toe. Vergelyk hoofstuk 28 vers 25 tot 27. Die Jode sleep vir Stefanus uit die stad omdat steniging buite die stad of die kamp of laar moes plaasvind. Levitikus 24 vers 14. Lees gerus ook Hebreërs 13 vers 12 en 13 hieroor. Die steniging van Stefanus was nie 'n geregtelike vonnis nie, maar 'n onwettige moord. Die Joodse Raad het in die tyd van die Romeinse heerskappy nie die reg gehad om iemand ter dood te veroordeel nie. Die getuies word hier eksplisiet genoem, omdat die Joodse wet bepaal het, die mense wat getuie was van die onreg wat 'n persoon gedoen het, tydens sy steniging die eerste klippe moes gooi. Deuteronomium 17 vers 7. Is jou geloof sigbaar genoeg om aandag te trek? Petrus, wat self ook as getuie vir Jesus gelei en gesterf het, skryf in 1 Petrus 4 vers 12 tot 14, Geliefdes, moenie verbaas wees oor die vuurproef waaraan julle onderwerp word nie. Dit is nie iets vreemds wat met julle gebeur nie. Wees liewer bly hoe meer julle in die lyding van Christus deel, want dan sal julle ook oorloop van vreugde by sy wederkoms in heerlikheid. Geseënd is julle wanneer julle beledig word ter wille van die naam van Christus. Is jy vandag bereid om beledig te word ter wille van die naam van Jesus Christus? Wat van erger lyding as net beledigings? Die naweek lê voor. Jy gaan waarskynlik familie of vriende sien, die bure groet, dalk inkopies doen. Mense gaan jou sien, maar wat sal hulle sien? Stefanus se geloof was so sigbaar, dat dit die hele Sanhedrin in beweging gebring het. Joune hoef nie so dramaties te wees nie, maar dit moet eg wees. Kom ons bid saam. Here, laat my lewe Jesus Christus uitstraal. Mag my geloof vandag en elke dag so duidelik sigbaar wees, dat mense nie my naam onthou nie, maar beslis U naam sal onthou. Amen.